Dames en here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is besig met hoofstuk 4 in Fourie en Burger. Hierdie laaste paar video's gaan oor toepassings van die ISLM-BP model en in hierdie een kyk ons na 'n toename in owerheidsbesteding. Nou, as jy reg onthou uit hoofstuk 3 uit wat ons net oor die IS-kromme gepraat het, 'n toename in owerheidsbesteding skuif die IS-kromme na regs. So ons begin hierso by die punt 0 of by hierdie ewewig hier teen 'n inkomste vlak van Y wat gelyk is aan 0, R wat gelyk is aan 0. Ons is op LM0, IS0 en BP0 om mee te begin. Dan besluit die minister van Finansies om owerheidsbesteding te laat toeneem en die IS-kromme skuif na regs soos julle hier in die onderkant kan sien. En ons weet dat dit lei tot 'n toename in besteding en 'n toename in inkomste. Dis absoluut die primêre effek daarvan, is 'n uitbreidende beleid wat baie goed is vir uitset en inkomste in die ekonomie. As mens nou so 'n lyn hierso aantrek en sê, as die rentekoers dieselfde kon bly, sou hierdie uitbreiding van die IS-kromme 'n baie groot toename in Y veroorsaak het. Maar nou weet ons, dit is nie so eenvoudig soos laat net owerheidsbesteding toeneem en dan groei dit via die vermenigvuldiger tot 'n reuse hoë Y nie. Daar is ook 'n sekondêre effek wat hierdie uitbreiding rem. En dit is wat hierdie aanpassing hier veroorsaak langs die LM-kromme op tot by die ewewigpunt 1. So, daardie toename in Y waarvan ons praat hierbo, lei ook tot 'n toename in die vraag na geld, wat lei tot 'n toename in rentekoerse, soos ons hier kan sien langs die lyn, neem die rentekoerse toe, soos wat Y toeneem. Dit beteken dat in die proses is investering laer, besteding is laer, en die vlak van Y word ook bietjie teruggerem. So die eindresultaat daarvan is verseker 'n uitbreiding in Y, hierso na punt 1 toe, maar dit is minder as wat dit sou gewees het as gevolg van daardie sekondêre effek. En by hierdie ewewig Y is ons dan nou op die nuwe IS1, maar op die oorspronklike LM0. By hierdie punt weet ons is nou bokant en links van die oorspronklike BP-kromme. Dit beteken dus, daar is 'n surplus op die betalingsbalans. Nou, waar kom hierdie surplus vandaan? Dit word mooi hier verduidelik. Omdat inkomste toegeneem het invoer toegeneem en die lopende rekening het verswak. So dis nie 'n surplus nie, dit is 'n tekort. Maar omdat rentekoerse toegeneem het, was daar ook 'n invloei van kapitaal na die finansiële rekening toe en dit het dan nou 'n surplus op die finansiële rekening veroorsaak wat so groot is dat dit opmaak vir die tekort op die lopende rekening en die betalingsbalans hier by punt 1 los waar dit duidelik in 'n surplus posisie is. So die netto effek is 'n betalingsbalans surplus en hierso verduidelik ons dat ons neem aan dat kapitaalvloei is sensitief vir die verandering in die rentekoers en ons het eintlik 'n relatiewe plat BP-kromme. Nou, hoe werk die aanpassing vanaf die ewewig hier na 'n punt toe waar ons terugkom waar die IS en die LM en die BP weer gelyk is aan mekaar? Die eerste aanpassing is deur die aanbod van geld. So omdat daar 'n surplus is daar 'n invloei van geld in die ekonomie in, wat beteken dat die aanbod van geld neem toe. Dit veroorsaak dat die LM-kromme na regs skuif, soos hier van LM0 na LM1 toe. Dit beteken dat daar is 'n daling in die rentekoers, 'n toename in investering, bietjie meer besteding en 'n uitbreiding van Y. Sit ons hierso by hierdie ewewig by punt 2 en is duidelik die rentekoers is effens laer en Y is effens hoër. Nou, waar is die betalingsbalans in hierdie storie nou? Ons weet dat omdat Y nou toegeneem het invoer toegeneem, so die lopende rekening het nou 'n tekort. So daardie tekort vreet weg aan die netto surplus posisie. Die netto surplus posisie is kleiner. Ook omdat rentekoerse laer is, was daar 'n uitvloei van kapitaal gewees en die surplus op die finansiële rekening is kleiner. Maar altesaam is ons nog steeds by punt 2 ver bokant die oorspronklike BP-kromme. So daar moet nog 'n aanpassing plaasvind en dit vind plaas via die wisselkoers. Omdat daar 'n surplus op die betalingsbalans is, beteken dit daar is eintlik 'n invloei van geld in die ekonomie en 'n oormaat vraag na rand. Dit lei daartoe dat die rand appresieer en wanneer die rand sterker is, dan neem uitvoer af en invoer neem toe.
Nou, dit speel dan uit op twee maniere in ons grafiek. Die afname en uitvoer en toename en invoer beteken dat die IS-kromme skuif na links. So IS skuif van die IS1 na IS2 toe. Dis die skuif wat ons daar sien na punt 3. En dit beteken ook dat die posisie van die BP-kromme verswak en die BP skuif na links wat dan sny daar in punt 3. En dit sit ons dan by 'n nuwe ewewig hier. So wat is die eindresultaat van 'n toename in owerheidsbesteding? Dit is 'n hoër vlak van Y, wat nou graag is wat die minister wou bereik, en dit is teen 'n hoër rentekoers kry ons dan weer ewewig tussen die IS, die LM en die BP. So, 'n toename in owerheidsbesteding staan bekend as uitbreidende fiskale beleid. En die owerheid probeer eintlik die ekonomie bietjie vet gee, dat die ekonomie kan groei deur hulle besteding te verhoog. So netto wil ons sien dat uitset en inkomste toeneem, maar natuurlik rentekoerse neem ook toe. Jy moet reg wees om 'n vraag hieroor te kan beantwoord as verduidelik met behulp van 'n grafiek. So jy moet die grafiek kan teken en die volle kettingreaksie kan uitskryf en verduidelik. Ons gaan aan met hierdie voorbeelde, so bly ingeskakel.